Daar moes dikwels beslissings gemaak word oor hoe die opdragte van die Here in die Ou Testament nou hanteer moet word in die nuwe bedeling, die boodskap van die evangelie. Dat daar 'n verandering kom om in die verstaan hiervan en die toepassing daarvan. En daar was baie dikwels groot teenstand en groot verskille rondom hierdie dinge. En dan was daar ook vergaderings gehou, maar een so vergadering lees ons van in Handelinge 15 en in verse 28 en 29 kom ons dan by die beslissing wat deur hierdie raad gemaak is. Hulle sê, die Heilige Gees en ons het besluit om geen verdere las op julle te lê as net hierdie noodsaaklike dinge nie. Nou, daar was van hulle verwag om hulle te laat besny en om basies die 10 gebooie en die wette nog te gehoorsaam en te volg asof dit nou die middel was om God te behaag. Hy sê, nou sê die uitspraak is, julle moet nie vleis eet wat aan 'n afgod geoffer is nie, ook nie bloed nie, en ook geen dier wat verwrig is nie, en dat julle onsedelikheid moet vermy. As julle van hierdie dinge weerhou, doen julle reg. Daar word aan die volgelinge van Christus sekere opdragte gegee, dinge wat hulle moet en wat hulle nie moet nie. Selfs die dinge wat hulle nie moet nie, is eintlik ook maar dinge wat hulle moet doen. Hulle moet sekere dinge nie doen nie. En die dinge wat ons hiervan lees, is eintlik baie interessant, want ons besef dat hierdie opdragte wat hulle kry, met die tyd verander het ook. Maar die sleutel hier is dat hulle dit deur die leiding, onder die leiding, deur middel van die Heilige Gees gedoen het. Met ander woorde, hierdie besluit was nie hulle eie besluit nie. Hulle bely dat hierdie besluit wat hulle geneem het, onder die leiding van die Heilige Gees geneem is. En dit gee sanksie aan hierdie besluit. Die mense wat dan van hierdie besluit kennis neem, moet weet, dit is nie net mense wat dit besluit het nie, hulle het dit saam met die Heilige Gees gedoen. Nou, hoe dikwels sê mense nie, die Heilige Gees het vir my opdrag gegee, ek het deur die Heilige Gees dit of dat gedoen. En dan, wanneer is die verloop van sake beskou, dan besef 'n mens, dis nie noodwendig die waarheid nie. En ek gaan nie sê dat hierdie besluit nie die waarheid is nie, maar dit is heeltemal moontlik dat dit vir die situasie moontlik nodig was om so op te tree, sodat daar vorentoe verdere toeligting gegee kan word, verdere lering gegee kan word, verdere openbaring deur die Heilige Gees aan mense gegee kan word. Met ander woorde, ons staan dikwels by gewone dingetjies, gewone reëls en regulasies wat ons nou moet doen. Maar soos ons aangaan, kom ons al hoe meer agter, daar's beter dinge, groter dinge, meer belangrike dinge wat ons eintlik behoort te doen. En daarmee help die Heilige Gees ons nog al die tyd. Hy lei ons al die tyd. Ons moet net doen wat hy sê. Kom ons wees deel hiervan. Kom ons staan nie een kant en kyk wat ander besluit en ander mense vir ons sê. Kom ons wees self gewillig om deur die Heilige Gees gelei te word in ons besluitneming. En ek glo, ons sal dan die regte besluite neem. Loop mooi.